Dr. Hein en musiekspan, ook vir julle bydrae vanoggend. Groot waardering vir dit. Die teks wat ons vandag gaan lees in die bergpredikasie van Jesus is ja, ek het vroeër vanjaar gespot gesê my kollega gee vir al die moeilike tekste. Dis 'n teks wat ons eintlik baie oor hoor en baie oor praat. Maar ek wil graag voor ons met dit begin net vir jou so vra. Dink aan hierdie teks en eintlik alles in die lig van na die kruisgebeure. Nadat Jesus gesterf het, nadat Jesus opgestaan het en die oorwinning vir ons behaal het, nê. So natuurlik het hy hierdie teks gepreek daar op die berg voordat hy sy reddingsdade gedoen het, nê. Maar as ons geloof sien deur die lens van wat Jesus vir ons gedoen het, dan leef ons anderste, dan sien ons dinge anderste, dan hoor ons dinge anderste, dan is ons anderste nie, want sy gees het ons kom vernuwe, ons kom verander, om te kan leef soos wat hy van ons vra. En dan is hierdie teks wat ons vandag lees eintlik baie maklik. Dan kan ons dit doen. Want dan verstaan ons wat Jesus van ons vra en wat hy van ons verwag. So, 'n man kom na jou toe aangestap met hierdie reuse stok, hierdie balk wat by sy oog uithang. En as hy voor jou kom staan en jy's verbaas na hierdie vreemde gesig wat vir jou staar, dan haal hy skielik sy sakdoek uit en hy sê hy wil net gou daai 'n klein splintertjie in jou oog uitvee wat hy raak gesien het. Miskien sal jy dink hierdie man maak 'n grap. Hy het immers 'n stok, 'n balk wat hier by sy oog uithang. Jy dink jy ou se kop is so 'n bietjie warm, hy het nie al sy varkies op hok nie. 'n reuse stok hang in sy oog uit en hy wil kom en hy wil 'n splintertjie uit jou oog uit kom haal wat hy raak gesien het. En dis presies die punt wat Jesus met behulp van hierdie humoristiese hiperbool wil tuisbring. Hy verduidelik vir ons dat om God, of dat die oordeel God se eksklusiewe reg is, en nie ons sin is nie. Ons is besig met die bergpredikasie van Jesus, en ons weet dat baie in hierdie gesprekke wat Jesus gehad het, was hy in kontras gewees by die fariseërs. Hy het vir hulle kom wys wat dit was om vlees en bloed op die evangelie, op die wet van God te kom sit, en was hy konstant in hierdie gesprekke gewees, hierdie tweestryd gewees met die fariseërs van sy dag, oor wat dit eintlik beteken om te leef soos wat die Here van ons vra. Nou jy hou seker ook nie van ja broers nie. Mense wat een ding sê en 'n ander ding doen. Dis presies wat gebeur het met hierdie gesprekke wat Jesus en die fariseërs gehad het. Hulle het geweet wat die Here vra. Hulle was die geleerde mense gewees, maar hulle het dit nie uitgeleef nie. Jesus sê dat daar in die kerk ook sulke mense is. Mense wat gou-gou ja sê. Hulle sal sommer maklik uitroep, Here, Here. Hulle sal groot geestelike dinge doen, maar hy sê is eintlik maar net aangeplakte godsdiens. Hulle harte is nie reg nie. Jy sulke mense laat na om eintlik die dinge te doen wat God van ons vra en wat God van ons verwag. Hulle soek byvoorbeeld gedurig fout met alles en almal se lewens, terwyl hulle self die onskuld is. So Jesus waarsku ons teen sulke foutvinderige ingesteldheid. En hy spreek hom ook tergelyk uit, baie sterk uit, teen 'n godsdiens wat slegs lippetaal is. Maar mooi, godsdiens wat lekker kerk hou en groot geestelike dinge doen, terwyl hulle hart of harte vol van haat en vol van hoogmoed is. Jesus sê, soek nie dit nie. En hy sê die oplossing uit hierdie verkeerde godsdiens is baie eenvoudig. Hy sê ons moet maar net die balke uit ons eie oog uithaal. Ons moet God toelaat om ons oë, ons lens weer in te stel, sodat ons daardie dinge sal sien wat hy van ons vra, wat ons moet begin doen. Die dinge wat hom tevrede sal stel en nie die mens nie. Ons moet ons lewe op hom bou. Hy wat die rots is wat nooit sal wankel nie. So as jy jou Bybel hierso het, blaai saam met my na Matteus 7. Ons gaan saam lees daarvan af vers 1 tot vers 6. Dit is baie kort teksgedeelte, maar dit is kompak of volgepak met klomp dinge. Voor ons dit doen, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag weer as
broers en susters bymekaar kan kom as 'n geloofsfamilie om vanuit die woord geonderrig en geleer te kan word. En daarom, Here, soos ons nou net gesing het ook, mag ons stil word. Here, dat die Gees in ons kan werk, dat die woord vir ons sal kan bedaar in ons binnekant, dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê, dat ons gehoorsaam dit ook sal gaan leef in die wêreld daar buite. Dat wanneer ons uitstap by hierdie mure, by hierdie hekke, Here, dat ons sal lig en sout, oase van Jesus liefde sal gaan wees in 'n wêreld waar dit so dringend nodig het. Maar ons kan dit nie uitdoen uit ons eie krag, ons eie insigte nie. Daarom vra ons vir die Gees om ons te help en ons te lei. Dat ons gehoorsaam sal wees in wat U vandag van ons vra. En ons dit sal gaan uitleef. En soos wat ons dit doen, dat U daardeur verheerlik sal word, U naam groot gemaak sal word, dat mense U sal ken as die reddende God. Daarom, Here, daarom bid ons dit in U naam alleen. Amen. Moenie oor ander oordeel nie. Weet julle waaroor gaan hierdie teks nou? Nee. Sê moenie oordeel nie sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Hygelaar. In Afrikaanse woord is skynheilige. Sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit. Dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Moenie wat heilig is vir die honde gooi nie. Hulle sal omspring en julle verskeur. En moenie julle parels vir die varke gooi nie. Hulle sal dit met hulle pote vertrap. Net daai 6 verse wat ons vandag gaan doen. Hier is ek een van die teksgedeeltes wat die meeste misverstaan word en onbehoorlik aangehaal word deur mense in die Bybel en goed en dit. Want ons sê dit gewoonlik, nê, om onsself te verdedig. Nee. Ons sê maar moenie oordeel nie. Ons onsself beskerm. Maar Jesus sê moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Maar selde wanneer ons hierdie vers hoor, dan gebruik mense dit regtig soos wat Jesus dit bedoel het. En kom ek sê dalk sommer nou van die begin af, dit gaan dalk vir jou vanoggend so 'n bietjie verwarrend wees wat ek nou gaan sê, maar gaan probeer my lyne bymekaar te bring dat jy sal verstaan. Ons moet eintlik van die begin af hierdie idee om ander nie te oordeel nie, of die idee dat Christene nie 'n oordeel oor mekaar moet uitspreek nie, moet ons eintlik so bietjie op sy skuif. Want eintlik is die Bybel vol opdragte, waar ons mekaar moet leer, mekaar moet aanspreek, mekaar moet aanmoedig, mekaar moet help. En het ek so begin met, ons sou tot môre nog gesit het as ek daai preek moes doen, met 'n klomp tekste in die Nuwe Testament wat dieselfde Griekse woord gebruik as wat hier gebruik word in Matteus 7, te verduidelik hoe die res van die Nuwe Testament daai woord verstaan en goed in dit. Dat dit nie net gaan oor oordeel of veroordeel nie. Maar dat ons eintlik reg deur die Nuwe Testament eintlik al vir die oproep kry dat ons nie moet veroordeel nie, maar die oordeel wat ons gebruik meer 'n onderskeidingsvermoë tipe oordeel sal wees tussen wat reg en wat verkeerd is. OK. So ons kry ook die opdrag dat ons eintlik wel nie mense moet oordeel nie, maar dat ons onderskeidingsvermoë moet gebruik, en later in die teks ons dit ook sien om te onderskei tussen reg en te verkeerd. En dat wanneer ons mense reg help, hoor mooi, reg help, hulle vermaan met liefde, dat dit sal wees om hulle reg te help, hulle nie te veroordeel nie. OK, maar Jesus sê, moenie veroordeel nie. So hierdie term oordeel, dit dra 'n hele paar negatiewe konnotasies in ons kultuur vandag, nê? Want gevolglik het hierdie woord uitsluitlik geassosieer geword met mense wat vroom is, mense wat meer heiliger is as jy. Dis half 'n skynheilige veroordeling, nê? Dit was vir die Fariseërs ook eintlik maar gedoen het. En dis omdat baie oordeel wat ons het op hierdie manier gevel word. Maar onderskeidingsvermoë op sigself is egter nie sleg nie. Dit is eintlik 'n goeie en 'n nuttige en 'n noodsaaklike deel van ons Christelike lewe. Maar die probleem kom wanneer ons dit misbruik en verkeerd gebruik. Wanneer uit 'n posisie van hoogte uitkom en goed, van 'n meerwaardigheid wat veroordeling oordra, dan is dit besig om verkeerd te gebruik. So hierdie gedeelte is nie 'n verbod
op die vel van 'n oordeel nie, is eerder 'n verbod op die veroordeling van oordeel. Julle hoor die woordspeling, nê. So Paulus het dit so verwoord en hy sê daar Romeine 14 vers 4 en sê wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie, maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Here sorg. Nou Christene moet om 3 redes nie veroordeling oordeel nie, as ek dit so kan stel, of veroordeel nie, kom ons sê eerder so. Want eerstens om te oordeel tot veroordeling of om mense te veroordeel, dis God se, dis God se prerogatief. Dis nie mense se nie. So geen persoon het die vermoë om die hart van 'n ander te ken nie, nê. Net God kan dit doen. Dis kan hulle nie met reg en met selfvertroue ander mense veroordeel nie. Ons het nie dit nie. Tweedens, as 'n ander persoon 'n broer of 'n suster in Christus is dit omdat hulle afhanklik is van die voltooide werk van Jesus Christus aan die kruis, as hul hoop tot verlossing. En dan sal hulle nie finaal veroordeel word nie. Want die wat aan die Here behoort, nê, daar is geen meer veroordeling oor hulle nie, so sê Paulus vir ons. So iemand wat aan Christus behoort, daai veroordeling, daai oordeel behoort aan die Here. Derdens, 'n Christen durf nie 'n broer of 'n suster te veroordeel omdat hulle self nie onder hulle eie kriteria kan staan nie. Ons kan dit nie doen nie. Die Bybel is duidelik dat almal gesondig het en dat almal ontbreek van God se heerlikheid. Niemand is regverdig nie, sê Romeine 3 vir ons nie, selfs nie een nie. Julle het gehoor wat ek nou gesê het in die begin, dat ons moet kyk na hierdie teks met 'n latere perspektief, uit die voltooide werk van Jesus Christus wat hy gedoen het aan die kruis, nê. So onthou dat Jesus sê vir ons hoe ons werklik as volgelinge vir God moet lewe. Hy sê in een waarskuwing wat hy ons herhaaldelik gee, is ons kan heiligheid te vermy. Hy sê om nie eigelaars te wees nie. En dis waarom hy heeltyd in gesprek is met hierdie fariseërs. Hulle sê een ding, maar hulle doen 'n ander ding. Hy sê vir ons dieselfde. So ons kan nie die Here dien as ons so is nie. Ons kan nie sê ons is lief vir mekaar, maar dan hanteer ons mekaar of ons oordeel mekaar of veroordeel mekaar en goed en dit nie. Hy sê met ander woorde, ons moenie vals wees nie. Ons kan heiligheid is om te beweer dat jy 'n morele standaard handhaaf of oortuigings het, maar jou gedrag stem nie daarmee ooreen nie. Met ander woorde, wat jy sê, doen jy nie. What you practice, but you don't preach it. Of that you don't practice what you preach, nee. Met ander woorde, 'n ander woord vir skynheiligheid is om voor te gee. Ons is dalk wonderlik vandag hier by die kerk, hier in die kerk. Maar as ons by die huis kom, dan laat loop ons die vloekwoorde, nee. Of wat ook al dit mag wees. Maar hierdie gedeelte het Jesus oordeel veroordeel, wat ons nie self eers kan toepas nie. Hy het gepleit vir 'n lewe wat ooreenstem met dit wat ons glo. Deur Christus het ons 'n heeltemal nuwe identiteit gekry. En daardie identiteit moet ons lei om nie te lewe, nê. As jy dink aan Petrus voor Jesus, hy was hierdie arrogante windie visserman. Hy het altyd goed gehad om te sê, selfs Jesus het op hom gesê, duiwel, gaan weg van my af. Maar na die Pinkster gebeure, toe die Gees oor hom gekom het, is Petrus 'n nuwe mens. Hy leef nie meer die ou lewe nie. Hy praat nou met gesag, want die Heilige Gees lei hom, nê. Hy's 'n nuwe mens, dis wat Jesus vir ons sê. Want Christus is mense wat van die binnekant af getransformeer is en nou aan die buitekant is ons hervorm. Maar die medisyne van die evangelie begin altyd te werk in die hart. Begin te werk daar op die menslike hart wat altyd uitlei na ons gedrag toe. So vandag se gedeelte praat hy weer eens oor skynheiligheid. En hy doen dit in die konteks aan die hand van die woord oordeel. En daar wil ek vandag so 'n bietjie oor julle praat. Oor oordeel aan die hand van skynheiligheid. Hy sê ons het 3 keuses om te maak aan die hand hiervan met betrekking tot oordeel. Hy sê die eerste een is moenie oor ander oordeel nie. En jy het gesê Gerrit, ons mag. Die Bybel is vol van ons mag oordeel. Kom ek verduidelik. Jesus sê baie duidelik hier dat ons nie ander moet oordeel nie. Maar wat bedoel hy met hierdie woord oordeel? Soos ek gesê, die Bybel is vol van ander woorde wat anders te gebruik word. Die oordeel waarvan Jesus hier praat, dis 'n veroordeling. Dis 'n harde en 'n uiterste oordeel wat gebaseer is op ons opinies,
op ons ideale, op ons idee van reg en van geregtigheid. Nie op God se nie. Dis 'n oordeel wat gebaseer is nie op goddelike aanspreeklikheid teenoor mede-Christene, om hulle te vermaan en hulle reg te help nie, of 'n onderskeiding teenoor die oortuigings van nie-Christene nie. Almal wat nie soos ons glo nie, is heidene en hulle gaan brand in die hel, wat hulle vir hulle kry. Julle hoor, Jesus sê nee. Jy mag ook vra, hoe weet jy dit, Gerrit? Wel, as 2 hoofredes waarom ek dit weet en jy dit ook kan weet. Eerstens, ons sal later in vers 5 sien, dat Jesus vir ons sê dat in werklikheid ons mag een of ander oordeel oor mekaar vel. En tweedens, soos reeds genoem, die bladsy van die Bybel is vol gebooie vir ons om oordeel en teregwysings, vermaning, as ons dit so kan stel, teenoor mense te kan maak. So God se woord homself sal hom nie weerspreek nie. So daar is 'n spesifieke tipe van oordeel wat ons moet vermy. Ons moet nie ander oordeel met trots, of met arrogansie, of met boosheid in ons harte nie. Ons moet nie ander oordeel op 'n manier waar ons dink ons is verhewe bo ander nie. Want dan kan ons nie reg help nie. Dan sal mense nie na ons luister nie. Ons moet nie oordeel op 'n manier waar ons die rol van God probeer speel, en dis die hoofpunt van hierso, van die hele teks. En soos ons hierdie gedeelte klaarmaak, sal ons sien dat Jesus sê dat oordeel is 'n saak van die hart. Dis waar dit begin. Op dieselfde manier as wat Jesus vir ons Matteus 6 geleer het in die vorige paar sonde met die bergprediking, daar in vers 14 tot 15, wat vir ons sê dat as ons ander nie vergewe nie, sal ons ook nie vergewe word nie. So sê Jesus ook hier in vers 2, dat as ons mense hard oordeel, gaan ons ook hard geoordeel word. Dieselfde maat waar ons mee meet, sal ons ook meer gemeet word. So weer eens wat Jesus hierso sê is dat hierdie tipe houding van oordeel teenoor ander bewys dat ons eintlik nie werklik deur God verander is nie. Ons is nog nie vernuwe nie. En as gevolg daarvan is ons nog onderworpe aan die oordeel van God. Dis as jy self deur Jesus verander is, leef dan as iemand wat deur Jesus verander is. Dit moet nie ons rol wees om God te probeer speel nie. Ons kan nie in die hart sien nie, maar God kan in die hart sien. Daarom sê Jesus, maak jy hierdie keuse om nie ander te oordeel nie. So vervolgens sal ons sien dat Jesus vir ons hierdie fantastiese illustrasie gee waarvan hy praat. Hier in vers 3 tot 5. Dis ons tweede keuse wat ons moet maak. So as jy regtig waar moet oordeel, as jy regtig waar ander mense moet oordeel, begin eers by jouself. Beoordeel eers jouself. Haal eers daai balk uit jou eie oog uit. Dis waar dit moet begin. Hierdie illustrasie is wonderlik, eenvoudig, maar tog spesifiek, tog uiters spesifiek, want ons weet presies wat Jesus bedoel. Beteken dat Christene bestek moet neem, voorraad moet neem van ons eie lewe, van ons eie situasie. Dis wat Jesus hierso bedoel. Om behoorlik perspektief op sonde te kan kry van ons eie lewe, voordat ons perspektief wil hê op ander mense se sonde of hulle lewe. En dis hoekom hy vir sy volgelinge gesê het, haal eers die balk uit jou eie oog uit. Kyk eers na jou eie lewe. En broers en susters, dis die probleem van die wêreld vandag. Ons is die probleem. Miskien moet ons dit vandag hoor. Ons as Christen gelowiges, ons moet die Here se liefde aan die wêreld gaan bekend maak. In die week by die Bybelskool is ons weer eens besig, ons leer oor tyd en goed en God se tyd en wanneer hy gaan kom. Sy tyd, so by the way, nie ons tyd nie. Maar sy woord sê ook duidelik, ons het die wonderlike voorreg en die verantwoordelikheid om vir almal te gaan verkondig dat die Here weer kom. Maar as ons leef soos mense mekaar heeltyd oordeel, en ons haat en ons jaloesie en noem al die ander dinge op en goed en dit. Hoe moet die wêreld glo wat ons verkondig? Hoe moet ons 'n verskil maak? As die einste mense, die einste volgelinge van Jesus hom nie navolg in woord en in daad en leefstyl en lewenshandel nie.
En as ons maar net nog heiligelaars, nog skynheiliges, nog moderne fariseërs, wat die Here met die kop ken, maar nie met die hart nie. Dis wat Jesus die aanraak is, so al ons Christene is dieselfde bootjie. Ons niemand het die agtergrond, die background check geslaag nie. Elkeen van ons is skuldig, ons is veroordeel, ons is geestelik dood, ons onder die straf van God. So hoe kan enige Christen hom of haarself hoog ag of dink meer van hulle self as hulle in gedagte hou dat 'n skandelike en 'n brutale slagting van die sondelose seun van God nodig was vir ons om gered te word? As ons dan so great is, hoekom moes Jesus aan die kruis sterf? Is selfregverdige reputasie verkrummel in stukke wanneer dit ontbloot word deur die blakende waarheid wat vanaf Golgotha se heuwel af voortkom. Maar die gelowige is diegene wat 'n evangelies gesentreerde onderskeidingsvermoë, nie 'n oordeel het nie, onderskeidingsvermoë. Hulle oordeel. Hulle doen dit met nederigheid, met opregtheid, met bekering in hulle harte en barmhartigheid. So Jesus wys op die skynheiligheid in ons oordeel teenoor ander, dat ons eie groot kwessies het waaroor ons eintlik geoordeel moet word. So, was iets omtrent die manier waarop ons as mense optree. Dat het vir ons baie makliker is om ander te oordeel as om onsself te oordeel. En Jesus roep ons hieroor uit. Hy roep ons uit om na onsself te kyk. Hy sê ons moet na ons sondes kyk. Ons moet kyk na ons woorde, na ons lewe, na ons dade, na ons hart en na ons gedagtes. Hy sê wanneer jy dit doen, dan moet jy jouself oordeel. En hierdie idee van refleksie is algemeen deur Jesus se bergpredikasie. Dit sê ons moet onsself ondersoek. Ons merk die kleinste sonde by iemand anders op. Dit is net 'n splintertjie, net 'n spikkel. Maar ons sien die groot sonde in ons eie harte nie raak nie. Massiewe houtbalk. En Jesus sê dat wanneer ons dit doen, is ons heiligelaars. Sê ons is vals. Sê ons is nie opregte volgelinge nie. As ons egter eers met ons sondes handel en leef soos Jesus vir ons sê om te lewe, sê dan is ons getroue volgelinge. En hoor mooi wat ek nou vir jou sê. Ek sê nie gaan doen vandag selfondersoeke, gaan byt jou polse af en goed en voel soos die grootste gemors op aarde nie. Onthou wat die Here Jesus kom doen het. Hy het jou vrygekoop van daai sonde, sodat wanneer jy weet wat dit is, dat jy weet, jy hoef nie te volhard in dit nie. Hy het reeds die oorwinning behaal. Tetelestai, dit is volbring, dit is klaar, dit is afgehandel. So gaan soek daai fout in jou lewe en skakel dit uit. Sê vir die Here, klaar rekenskap, hy het klaar afgereken met dit. Jy kan ook. Hy het jou nuut gemaak en hy het jou lief. So ons word toegelaat om oordeele oor sonde in die lewens van ander te vel en ons is self in staat om hulle te help, om hulle sondes te kan oorkom, om hulle reg te help. Maar dan eers, nadat ons onsself en ons eie kwesbaarheid en bekering onderwerp het aan God. Hierdie hele proses moet deur nederigheid en heiligheid gelei word. Dis hoe ons getroue volgelinge van die Here kan wees. Ten slotte, vers 6 sê, gebruik goeie oordeel. Dit is 'n ander soort oordeel. Dis wat ons onderskeidingsvermoë kan noem. Ek wil graag vir hierdie vers weer lees, want dit is 'n moeilike vers. As daar ooit 'n verwarrende vers was in die Bybel, dan is dit hierdie een. Maar met die hulp van God se Gees kan ons dit verstaan. Hy sê, moenie wat heilig is vir die honde gooi nie. Hulle sal omspring en julle verskeur. En moenie julle parels vir die varke gooi nie, hulle sal dit met hulle pote vertrap. Wat hierdie vers sê is dat sommige mense
nie ontvanklik sal wees vir die waarheid van God se liefde, van sy weë nie. En ons moet nie ons tyd mors om aan te hou om dit met hulle te deel nie. Julle hoor, nee, is weer eens dubbelsinnig. Klink of ons mekaar heeltyd so weerspreek en goed in dit. Want Gerrit, jy het nou gesê ons moet uitgaan, ons moet die evangelie verkondig. Jesus het dit ook gesê, die einde van die wêreld gaan nie kom tot almal gelyke kansse kry het en goed nie. So moet ons nou die mense verkondig, moet ons nou nie. Dis hier waar die onderskeidingsvermoë inkom. So Jesus praat hier van twee diere, honde en varke. Honde was aasvreters gewees in Jesus se tyd. Hulle was nie troeteldiere gewees nie. Hulle was aasdiere gewees. Soos jakkalse. Weet, bietjie hier gehap, bietjie daar gehap en goed en dit. Hulle was nie vandag se skoothondjies wat ons in ons huise het en goed en dit nie. Hulle was nie sag en knoesig gewees en oulik gewees nie. Jy het nie honde in jou huis gehou nie. Jy het verseker nie R5000 vir 'n hond betaal nie. Honde in die Bybelse tyd was ongewens gewees. So Jesus praat hier van 'n tipe mens of 'n persoon wat soos 'n hond is, in die sin dat hulle alles soos aasdiere wil verslind. Wat nie regtig waarde heg aan wat heilig is nie, wat kosbaar is nie. Nou varke vir die Jode was onrein diere gewees. So as iemand dus in 'n vark gevat het of van 'n onrein dier, dan was hulle seremonieel onrein gewees. Hulle kon nie die tempel aanbid het nie tot en met hulle self reinig gemaak het en die profeet hulle reinig verklaar het en goed nie. Maar varke, hulle is ook aasdiere, nee, nie waar nie. Hulle vreet net. Hulle vreet alles wat jy voor hulle gooi, hulle sal dit opvreet. So hulle het geen onderskeidingsvermoë nie. Hulle eet net. Hulle weet nie wat hulle eet nie. En jy sal verseker die varke beslis vertrou om te bepaal wat waardevol is en wat nie is nie. So ons het hierdie twee soort diere. En tweedens sien ons hierdie idee om nie wat waardevol is te mors vir diegene wat dit nie waardeer nie. Dis wat Jesus kom sê, hy sê ons mag nie wat heilig is vir honde gee en die mooi parels vir die varke gooi nie. Sê want daardie dinge sal vernietig word, dit sal vertrap word, dit sal vermors word. Ons moet nie te veel in hierdie aspek van hierdie illustrasies lees nie, maar die punt is duidelik genoeg. Daar is sommige mense wat die waarheid van God sal aanvaar en dit sal waardeer, en daar is sommige mense wat dit sal verwerp. Maar sodra ons die balk uit ons oog uit het, en ons op die punt is, waar ons met God se waarheid met iemand kan deel, sê dan moet ons gaan, dan moet ons dit doen. Maar die waarheid ook is dat soms sal egter mense wees wat nie gaan reageer nie. Daar gaan soms mense wees wat ons met goeie oordeel moet oordeel. Waar ons onderskeidingsvermoë moet gebruik in sekere situasies. Om te weet wanneer moet ek bly en die evangelie verkondig en wanneer moet ek wegstrap. Dit is belangrik dat ons verstaan dat die honde en die varke wat hiervan gepraat word, dat dit nie 'n sekere klas mens is of 'n etnisiteit is of 'n nasionaliteit of selfs 'n godsdiens is nie. Dis eerder mense wat geen waardering vir die waarheid van God het nie en voortdurend die verkondiging van die evangelie verwerp. Jesus sê gebruik in daai situasie die onderskeiding van die Gees. En weet wanneer om aan te gaan en weet wanneer om weg te loop. In Lukas 10, daarvan af vers 10 tot 12, wanneer Jesus die disippels uitstuur 2-2 om die evangelie te gaan verkondig en goed en dan sê hy vir hulle ook, dan sê hy, maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê, selfs julle dorp is 'n stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom, sal dit op daardie dag draagliker wees as vir daardie dorp. God is regverdig. Sy oordeel is regverdig. Hy wil almal die kans gee, gelyke en regverdige kans gee. As jy God verwerp, sy evangelie verwerp, dan moet jy met die gevolge saamleef. Het is duidelik dat Jesus 'n presedent geskep het en vir ons instruksies gegee het om God se waarheid te verkondig. En dit met diskresie en onderskeidingsvermoë te doen om te weet
dat sommige mense sal dit verwerp. Dus in hierdie geval moet ons voortgaan en met ander die goeie nuus gaan deel. Want daar is so baie mense wat die reddende waarheid, die goeie nuus van God se groot liefde moet hoor. So as iemand sy seëninge verwerp, dan moet ons iemand anders te vind wat sal wil hoor en waardeer wat die Here vir hulle wil gee. So gee God se liefde weg aan enigiemand wat dit sal ontvang, want daar is so baie mense wat dit nodig het. So ons moet eers op ons heiligheid fokus en bereid wees om getrou die liefde van God met ander te deel. Beide diegene wat dit nodig het, wat liefdevolle teregstelling of vermaaning nodig het, maar ook diegene wat die waarheid van God vir heel eerste keer hoor in hulle lewens. Ons moet dit vir hulle ook gee. Moenie ander met harde oordeel oordeel nie. Oordeel jouself. Gebruik goeie oordeel wanneer jy God se waarheid deel. Hier is die kern van die week se boodskap. Die bottom line, soos hulle sê. Oordeel is God se. So kyk uit vir die stompe en moenie tyd mors op die honde nie. Kry jou hart reg. Eerstens, kry dan jou kop reg. Wees nederig. Wees heilig. Wees medelydend, liefdevol. Wees wys. En weer eens die punt hier is om oor honde is nie om 'n sekere tipe mens of 'n tipe mens te deel terwyl ander uitgesluit word nie. Nie die evangelie mag hoor nie, maar eerder om aan te beweeg na die volgende persoon. As iemand jou deel van God se liefde verwerp. So wees bereid om met enige iemand en met almal te deel. En hou aan om dit te deel. Jy sal diegene vind wat deur God geroep is, wat tot redding sal kom. So daag jouself uit hierdie week. En dis die weeklikse uitdaging. Stop en kyk vir die balke. Want jy beter glo dat daai balke wat in jou oog is gevaarliker is as die honde. Die sondes wat in jou hart is baie gevaarliker vir jou as diegene wat God se waarheid verwerp. So hanteer daardie balk wat in jou oog is voor jy enigiets anders te doen. Ondersoek jouself, haal dit uit. Verwyder daai balk uit jou oog uit. Vra vir God se vergifnis. Onthou dat hy jou vergewe het. Jy het nie nodig om in daai balk meer te loop nie. Of hy splinter of wat ook al in jou oog is nie. Vermaan die mense wat in sonde is, sagkens en vol liefde. Deel God se waarheid met almal wat bereid is om die boodskap van God se groot liefde te hoor. En probeer om met medelee teenoor ander te wees. En versigtig teenoor die eie sonde. Jesus vertel ons hoe om werklik te lewe as 'n volgeling van hom. Vraag is, maak dit vir jou saak? Is dit vir jou belangrik? Luister jy? Wanneer laas het jy gekyk na jouself in die spieël? Na die sonde wat dalk in jou hart skuil? Vra God om dit van jou af weg te neem, om jou te vergewe. Het jy al ooit die waardevolle skat van God se liefde en vergifnis ontvang? Want as jy daaraan dink, as jy daarvolgens leef, dan sal jy anders te leef. Dan sal jy leef soos iemand wat vrygekoop is van die sonde en die dood. Moenie dit verwerp nie. Dis die kosbaarste erfenis wat ons in hierdie wêreld het. Dit word vandag gratis aan jou gebied. Dit word elke dag aan jou aangebied. En ons begin met hierdie bergpredikasie van Jesus vroeër vanjaar. Hierdie bergrede van Jesus is gelyk aan geloof en aan gehoorsaamheid. In volkleur aksie. Jesus leer, ons moet luister, ons moet doen. Liefde vir God word altyd gesien, dit word altyd gehoor, dit word altyd gevoel,
Dit word altyd gedoen. Miskien is dit die groot refrein wat ons elke keer oor en oor en oor moet hoor wanneer ons hierdie teks lees. Mag jy die harde werk van die hart doen hierdie week. Mag jy jouself ondersoek. Mag jy dit uit die pad uit verwyder wat in jou pad staan om die Here ten volle te glo, te volg, te vertrou. En as daar hierdie week 'n situasie is, waar jy 'n broer of 'n suster moet vermaan, mag jy dit doen met die liefde van die Here. En as daar iemand is wat dit nie wil hoor nie, mag die Heilige Gees jou onderskeidingsvermoë gee om te kan aanbeweeg indien nodig. In dit alles mag die Here vir jou seën, dat jy ook hier in ons geloofsfamilie 'n seën kan wees, deel kan wees van die oase van Jesus liefde. Amen. Here, as ons so luister na die bergprediking van Jesus, dan word ons elke keer net verstom en stom geslaan, Here. Ons weet nie wat om te sê nie. Dis woorde wat gespreek word, is leerstellings wat geleer word, Here, wat revolusionêr is vir die wêreld, wat gesê het, die koninkryk is naby, maar die koninkryk is ook heeltemal onderste bo omgekeer van wat ons idees en gedagtes is, Here. En daarom kan ons dit nie leef nie. Daarom kan die koninkryk nie op aarde sigbaar en hoorbaar en voelbaar en tasbaar wees nie, Here, want ons verstaan dit nie. Ons is so gefokus op onsself en met ons eie dinge, Here, dat ons nie op U gefokus is nie. Dat ons 2 sondae terug gehoor. Ons fokus weer moet herskuif. Ons hart se fokus, ons oog se fokus, ons lewe se fokus. Here, vandag moet ons ook elkeen op onsself fokus, voordat ons op mekaar kan fokus, of op ander wat nog nie die goeie nuus gehoor het nie. Ons moet seker maak, Here, dat ons hart reg is, dat ons verhouding met U reg is. En Here, dis die probleem, in ons kop weet ons en sê ons vir onsself, ons is sondige mense, en ons is so sleg, en so dit en dat, en dis wat die duiwel wil hê. Hy wil hê ons moet fokus, Here, op die leuns wat hy versprei, dat ons sondige mense is, nietige mense is, ons is tot niks goeds in staat nie. En dan vat ons dit, Here, en dit vorm ons lewens. En daardeur is ons negatief, en ons is kwaad, en ons is jaloers, en ons oordeel, en ons doen al die dinge, Here, maar dit alles is net leuns. Die waarheid is, U het ons vrygekoop, en ons vrygemaak van die sonde en die dood. U het ons nuwe mense gemaak. Ons het vir Jesus as 'n nuwe kleed as te ware aangetrek. Ons het 'n nuwe identiteit gekry, 'n nuwe lewe gekry. Daarom het nie een sonde of enige sonde, 'n ou sonde of wat ook al die duiwel vir ons sê, enige houvas of enige plek meer in ons lewe nie. Daarom kan ons na onsself kyk, wetend dat ons vrygekoop is, vrygespreek is deur die wonderlike bloed van Jesus Christus, skoon gewas. Daarom kan ons onsself aanspreek. Daarom mag ons onsself aanspreek. En soos wat ons dit doen, Here, mag ons ontslaa raak van al daardie bagasie, wat ons so swaar saam met ons dra, wat ons keer, om die ander broers en susters te kan reghelp en te kan help met U liefde nie. Wat ons keer, Here, dat ons nie ander mense kan help wat nog nie die goeie nuus gehoor het nie. Breek al die mure af, Here, wat in ons pad staan, al daardie grense, al daardie boksietjies wat ons het waar ons mense wil plaas. Hy is 'n moslim, so ons kan nie met hom praat nie, of hy is 'n nie-blanke, ons kan nie met hom praat nie, of wat ook al dit mag wees, Here. Toe U seun ons gered het, het hy 'n nuwe taal geskep, 'n nuwe kultuur, 'n nuwe mensheid. Ons is deel daarvan. Mag ons nie meer blind staar teen dit nie. Maar mag ons verander en gevorm word, sodat ons elke dag gehoorsaam U seun Jesus Christus probeer navolg. En soos wat ons dit doen, mag ons ander se harte aanraak, die wat U ken en die wat U nie ken nie.
soos wat ons dit doen, mag U daardeur verheerlik word. Dis al wat ons wil doen, Here. Mag U Gees ons daarin lei. Daarom bid ons dit in U naam alleen. Amen.